Die reaksie hieronder bereik ewewig in 'n geslote stelsel. 'n Verandering word aan die stelsel by tyd T1 gemaak. Die reaksietempo teenoor tydgrafiek word hier gegee. Watter verandering is aan die stelsel by tyd T1 gemaak? Die korrekte antwoord is D. Die konsentrasie van die waterstofgas is verhoog. Opsie A sê 'n katalisator is bygevoeg. Nou baie belangrik. Voor tyd T1 is daardie twee lyne parallel aan mekaar en dit is reguit lyne. Dit beteken die stelsel is reeds by chemiese ewewig en dit beteken die voorwaartse reaksietempo is gelyk aan die terugwaartse reaksietempo. Nou wat gaan gebeur as ek 'n katalisator byvoeg? Wel, die voorwaartse reaksietempo gaan toeneem en die terugwaartse reaksietempo gaan ook toeneem, maar omdat ons reeds by ewewig is, gaan daar geen verandering wees in die reaksietempo nie. So A is met ander woorde verkeerd. Opsie B is die druk is by konstante temperatuur verlaag. Nou dink gou-gou. Die druk neem af. So die volume van die houer neem toe, maar belangrik, die temperatuur bly konstant. Met ander woorde, die gemiddelde kinetiese energie van die gasdeeltjies bly konstant. Maar wat het ons gedoen? Ons het die houer groter gemaak. So wat beteken dit? Daar gaan minder botsings wees per eenheidstyd, want die konsentrasie is laer. En as daar minder botsings is per eenheidstyd, dan verwag ons 'n laer reaksietempo. So beide lyne sou gedaal het en in hierdie geval is daar 'n opwaartse toename in die reaksietempo wat nie verband hou met 'n afname in druk en met ander woorde 'n toename in die volume nie. So B is verkeerd. Opsie C sê die temperatuur is verhoog. Nou, as dit kom by ewewig en temperatuur, moet jy altyd onthou twee goed gebeur. Eerstens, net omdat die temperatuur verhoog, kan jy klaar sê, beide die voorwaartse en die terugwaartse reaksietempo gaan styg, daar's meer energie, daar's meer effektiewe botsings, daar's 'n hoër reaksietempo. So wat jy eerstens sou sien, beide die soliede lyn en die stippellyn sou 'n toename getoon het, en dit sien ons nie hier nie, en dis hoekom C verkeerd is. Maar, kom ons praat verder, ons weet delta H is negatief, hierdie is 'n eksotermiese reaksie, met ander woorde, ons hanteer hitte as 'n produk. As ons hitte sou byvoeg, dan gaan die ewewig na links skuif. So met ander woorde, wat gebeur as ons die temperatuur verhoog? Eerstens, beide reaksietempos neem toe. Maar tweedens, omdat ons hitte byvoeg, sal die terugwaartse reaksietempo meer gestyg het as die voorwaartse reaksietempo. Maar hoe dit ook al sy, beide sou gestyg het, en in hierdie geval sien ons net een van die twee wat drasties gestyg het, en dis hoekom C verkeerd is. Wat ons bring by die korrekte antwoord D. So wat gebeur? Ons voeg waterstofgas by, so daar is 'n sprong in die voorwaartse reaksietempo. Daar's meer waterstofgas molekules en gevolglik meer botsings, meer effektiewe botsings, hoër reaksietempo. Nou in die proses vorm daar nou meer ammoniak as produk. Die konsentrasie van ammoniak neem toe. So, soos daardie konsentrasie toeneem, is daar nou ook meer ammoniak molekules wat met mekaar bots en gevolglik 'n toename in die terugwaartse reaksietempo. Maar dit gebeur geleidelik. En oor tyd bereik ons 'n nuwe ewewigsposisie, maar nou is dit by 'n hoër waarde. So as ons kyk na hierdie grafiek, dan kan ons sê dat die soliede lyn verwys na die voorwaartse reaksie en die stippellyn verwys na die terugwaartse reaksie.